Goeiemôre, dit is Dinsdag die 3de Junie. Vanoggend 1 Samuel 3 vers 10. Samuel is 'n jong seun wat in die tempel werk, en dan in die nag hoor hy sy stem, en hy dog Eli roep hom, en hy gaan 3 keer na hom toe, en dan besef Eli, dis God wat hom roep. Vers 10. Die Here het gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord, spreek, want u dienskneg luister. Aanvanklik weet Samuel nie dat dit die Here is wat hom roep nie. Hy dog eers dis Eli, staan op en gaan na hom toe. Ons erken moeilik stemme wat ons nie ken nie. So het Samuel op daai stadium nie God se stem erken nie. Baie keer is daar te veel geraas, wat maak dat ons stemme nie hoor nie. Dat ons te veel ander goed hoor, en dat ons nie regtig hoor as God met ons praat nie. Partykeer is ons as spirits doof. Ons moet leer om God se stem te hoor. En dis waar die Heilige Gees ons help, om te hoor dat dit God is wat met ons praat, om te verstaan wat dit is wat God vir ons sê, wat dit is wat hy van ons wil hê. Het is belangrik dat ons sal leer om te luister in besonder na God. Die wonderlike belofte wat Jesus gee in Johannes 14 vers 26, sê hy vir die disippels, die Heilige Gees wat die Vader in my naam stuur, hy sal julle in alles onderrig, julle herinner aan alles wat ek gesê het. So herinner God ons aan sy woord. Kom ons gaan bid dat hy ons sensitief maak om te hoor, dat ons met oop ore sal lewe. En dan sê die wonderlike, dit maak nie saak of ek gehoorapparate dra of nog my eie ore het, en of ek dalk glad nie meer kan hoor wat mense om my sê nie. Ek kan God altyd hoor. Mag die Here duidelik deur sy Gees, deur sy woord met ons praat, en mag ons gehoorsaam, soos Samuel sê, spreek Here, u dienskneg luister. Amen. Here, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir die wete dat u by ons is, en dat u vir ons ook daagliks krag gee en lei. Help ons om te hoor. Help ons, Here, om na u te luister. Dis in al die stemme in die wêreld wat vir ons aandag veg, mag ons u stem duidelik tussen alles hoor. Mag ons, Here, nie wonder oor wie dit is wat praat nie, maar duidelik weet dat dit u is, u wat God is. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons, Here, as gemeente ook mekaar in u kan opdra. Mag ons in besonder in hierdie Pinkstertyd opnuut vervul word deur u Gees. In Jesus Christus se naam. Amen.